verlos die sondag, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, Satan was te rak. Krag vir heilig lewe, ja, krag vir elke dag. Kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Ja, hy verlos die sondag, hy verlos ook jou. Ja, hy het krag beloof, Satan was te rak. Krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. O, kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Hy verlos die sondag, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, Satan was te rak. Krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. O ja, kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Hy verlos die sondag, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, Satan was te rak. Krag vir heilig lewe, ja, krag vir elke dag. Ja, kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Ja, hy verlos die sondag, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, Satan was te rak. Krag vir heilig lewe, krag vir elke dag. O ja, kom ons dien die meester, hy alleen is trou. Ja, hy verlos die sondag, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, Satan was te rak. Krag vir heilig lewe, ja, krag vir elke dag. Yes, halleluja, prys die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie sê, dat ons in hierdie dag u seun sy naam kan verkondig, sy dood kan verkondig, sy opstanding kan verkondig, en wat dit alles vir ons inhou. En dankie dat die Heilige Gees ons leer en lei in hierdie hele waarheid. Ons wil u eer, dat alles wat in die woord geskrywe staan, is ja en amen, en u woord is onveranderlik. Baie dankie dat ons ook weet, dat hulle wat u lief het, dit is hulle wat u woord bewaar. Dit is hulle wat die waarheid lief het. En ons wil dankie sê, Here, dat ons deur die Heilige Gees die liefde van God in ons harte ontvang het, sodat ons die waarheid van die woord van die Here altyd sal kan lief hê. Here, ons wil nie luister na opinies van mense of uitlegte van mense nie. Ons wil hoor wat die woord van die Here vir ons sê, en net die Heilige Gees wat u gestuur het, kan ons herinner aan alles wat u gespreek het, en hy sal net dit spreek wat u gespreek het, en hy sal ons daarin leer en lei. Baie, baie dankie dat ons hierdie voorreg het om u woord in ons lewens te hê, in ons harte te hê, ja, Here, in ons midde te hê. Baie, baie dankie dat die woord is nie dood nie, maar die woord lewe en gee lewe. Baie dankie dat ons dan in hierdie dag weer eens na die woord van die Here kan luister. Here, baie dankie dat ons kan bid vir elkeen wat die woord van die Here sal hoor. Gee vir hulle oor wat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Bestryk elke oor met die kosbare bloed, sodat die waarheid alleen sal ingang vind by elke lewe. Baie, baie dankie vir al u wonderdade aan ons gedoen. Dankie vir u kosbare bloed, die enigste middel wat ons gebring het uit die wêreld tot binne in u. Ons eer u daarvoor en ons loof u. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om in hierdie dag so saam te wees, en ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus.
Dank die Here weer vir 'n voorreg wat ons het, dat ons die woord van die Here aan U kan oordra, en ons dank die Here vir die platform wat daar is, wat ons kan gebruik om dit te doen, en dit is Joy Gospel Radio, en ons dank die Here vir Pastor Barry en sy vrou, wat hierdie werk van die Here op die been gebring het, sodat ons die evangelie kan verkondig. Halleluja. Ons bid dat die Here hulle sal seën en ook vir hulle sal voorsien. En ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Ek wil dit weer eens sê, want dit moet nie uit jou gedagte uitgaan nie. Jy moet in Pinkster ingebore word. Dis waarom ek 'n Pinksterkind is. Ek is in Pinkster ingebore, en help nie net om aan 'n Pinksterkerk te behoort nie. Iemand het eintlik vir my iets baie mooi gesê, dat die kerk toe gaan, is nie te sê jy's nou 'n kind van die Here nie. Is net so goed, jy stap by 'n motorhawe in, en omdat jy by daai motorhawe gaan 'n motor koop, is jy nie die motor nie. So, dis 'n kerkganger is nie te sê hy is 'n kind van die Here nie. Kerkganger nie te sê hy is 'n Christen nie. Baie mense wat kerk toe gaan, wat eintlik niks met die Here te doen het, net die sensasie wat hulle daar kry, en die gerusheid wat hulle daar kry, dat die Here is lief vir hulle, die Here is genadevol, ensovoorts, dit is vir hulle genoeg. Verder moet jy nie aan hulle vat nie, want dan oordeel jy hulle. Maar ons dank die Here, dat ons Pinkster leer ken het, deurdat ons in Pinkster ingebore is. En ek wil aangaan met die woord van die Here, soos wat die Here vir my gee, en ons is nog steeds by die wapenrusting, en daar's iets interessant van die wapenrusting, en ek wil dit graag lees, in Efesiërs, die 6de hoofstuk, waar die woord van die Here vir ons sê, praat oor die wapenrusting. Daar's twee dinge wat hier gebeur. Kom ons kyk na die eerste een uit. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Heel eerste, teen die liste van die duiwel. Trek jou wapenrusting aan. Tweede, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Nadat jy alles volbring het. Nou, hier is 'n interessante iets, en dit is dat, ek het daaroor gepraat, die afgelope tyd, dat ons moet tot volkomendheid. Die Here God rus ons toe met 'n wapenrusting. En met hierdie wapenrusting is daar twee baie belangrike dinge wat moet gebeur. Die heel eerste ene, laat ons kan weerstand bied teen die werke van die vyand, teen die liste van die duiwel. Die tweede ene, laat ons kan staande bly in die dag van onheil. Nou, dit is waarom ek gepraat het oor, ons moet ten volle en goed toegerus word. En net die Here kan ons toerus, en hy het ons toegerus met 'n wapenrusting. Nou, sodat ons dat God ons toegerus het met 'n wapenrusting, dat dit ons kan bring tot die plek waar ons volkome kan wees, wat ek laas keer genoem het, wat die Here sê in Openbaring 3 vers 2, wees wakker en versterk die wat oorgebly het, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Dit meen, jy is toegerus, maar jou werke is nie volkome nie. Wat is die probleem? Ons gaan nou daarby kom. Maar wanneer God jou toerus met 'n wapenrusting, wanneer jy toegerus is met die wapenrusting, dan moet jou werke volkome wees. Volkome toegerus, hy sê op een plek, volkome toegerus vir elke goeie werk. Halleluja. Dit meen, as die wapenrusting jou nie na volkomendheid bring nie, dan het jy nie die wapenrusting aan nie. Nou, en ek wil dit noem, want dit is vir my baie belangrik. Ek gaan nou die vers lees, maar ek wil net iets aanhaal uit die vers uit. Hy sê, Paulus praat in Efesiërs, ek sal dit nou lees,
Hy sê die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. Dit meen dat die begeerlikhede word aangevoer deur die liste en die listigheid van die duiwel. As ons teruggaan na Eva toe sien, dan sal ons dit sien. Nou, hy was listiger as al die diere van die tuin en hy het met Eva begin praat. En deur sy listigheid het sy hom geglo, haar oë het oopgegaan en toe het sy begeer om van die boom te eet. Dis 'n lus vir die oog, dis goed om verstand te kry ensovoorts. So, en wat het gebeur? Die liste van die vyand bring jou na begeerlikhede en die begeerlikhede verlei jou en mislei jou uit die woord sodat jy ten gronde kan gaan. Halleluja. En wanneer ons gaan kyk na die wapenrusting, jy moet nou baie mooi luister, die wapenrusting, die kerk het vandag die wapenrusting verander. Luister mooi, verander na 'n krygswapen. Dit beteken om oorlog te maak. En die wapenrusting het ook 'n krygswapen geword. Want daarom het die prediking uitgegaan, want hulle die hele wapenrusting verander om oorlog te voer. En hoe dit gebeur, is baie interessant. Hulle het heel eers te begin by geestelike oorlogvoering. Die teenoorgestelde as die wapenrusting wat ons moet aan hê. Geestelike oorlogvoering. En wat het hulle gedoen? En ons gebedsplek het hulle verander na 'n war room. Dit meen daar waar ek alleen met die vyand, met die Here in gesprek is en gemeenskap het met die Here, daardie plek word nou 'n war room. Ek wil hê jy moet baie mooi kyk, hoe is dit verander? In plek daarvan om met die Here in gemeenskap te wees in jou in jou gebedsplek, nou veg jy teen die vyand in jou gebedsplek. So jy het geen gemeenskap met die Here nie, maar nou het jy gemeenskap met die werke van die duisternis. Want die wapenrusting is nooit gegee om oorlog te voer nie. Ek kan nie ophou om dit te herhaal nie. En daarom, ek meen, die Here het ons kragtig toegerus met hierdie wapenrusting. En daarom sê die skrif op een plek, ek meen, hulle het nou alles so verander. Hy sê dit in Sagaria. Hy sê, dit is nie deur krag of geweld nie. Nou, die oomblik wat die wapenrusting verander in 'n kryg, die wapens in 'n krygwapens en die wapenrusting in 'n krygs wapenrusting, dan is dit krag en geweld. Halleluja. Want hulle dink hulle het krag om oorlog te voer teen die duiwel. En dit bevorder geweld. En dit is nie waarvan die wapenrusting gegee is nie. En daarom sê hy, dit is nie deur krag of geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Dis waarom Paulus in Efesiërs 6:10 sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Dit meen ek moet kragtig in die Here word, ek het dit al verduidelik, in die krag van sy sterkte. Waarom? Want dis nie deur krag en geweld nie. Dis deur die gees. En dit is in my wonderlik,
Nou, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Wat is deel van die krag van sy sterkte? Kragtig in die Here is kragtig deur die Gees. Dit meen die krag van die Heilige Gees en die krag van Christus, nou, is alles, ek wil amper sê, dis soos 'n dubbele mate. Dis dieselfde ding, maar jy kry die krag van die Here en jy kry die krag van die Heilige Gees. Halleluja. En hierdie twee saam maak jou kragtig in die Here. En hierdie kragtigheid wat ek het, geld net vir twee dinge. Om weerstand te bied teen die liste van die duiwel, en soos hy Jesus sê, om sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Weerstand teen die liste van die duiwel, weerstand te bied in die dag van onheil. Nou, hier is 'n interessante ding. Wat is die dag van onheil? Halleluja. Die dag van onheil. Die Here Jesus sê, hy sê elke dag het genoeg van sy eie kwaad. En hy sê ook, dat hy praat van, dat elke dag het ook genoeg van sy onheil. So, die kwaad is daar, dit is wat met Adam en Eva gebeur het. En dan ook die onheil. Nou, wat vier die onheil aan? Die grootste iets wat onheil aangevier het, Kain en Abel. Abel het kwaad vir sy broer geword, omdat hy jaloers was oor sy broer. En dis al wat die vyand by jou moet opwek, is jaloersheid. Maar hier is 'n interessante ding. Jaloersheid word verwerk deur begeerlikhede. Halleluja. Wanneer mense begin begeer. En begeerlikhede, soos ek nou gesê het, is 'n verleiding wat jou ten gronde laat gaan. Dis die dag van onheil. Die liste van die vyand kry dit reg om jou ongehoorsaam te maak aan die woord van God. Maar die dag van onheil is wanneer die vyand begin om jou deur begeerlikhede te mislei en te verlei weg van die Here af, sodat jy nie meer begeer die dinge van die Here nie, maar jy begeer al die aardse goed. En natuurlik welis en lus en alles val daaronder. Want hy wil hê jy moet ten gronde gaan. En wanneer ek gaan kyk na die woord van die Here in Efesiërs, en ek wil dit graag lees hier van die 17de vers. Ek wil dit so sê, dat die boek Efesiërs, alles wat Paulus in hierdie boek geskryf het, gaan net oor twee dinge. En die eerste een is die listigheid van die duiwel, en die tweede een, die dag van onheil, wanneer daai dag oor jou kom. Nou, daarom het Paulus hierdie boek Efesiërs geskryf, eintlik rondom die wapenrusting. Jy moet hom aan hê. Halleluja. Maar in die begin, as ek dit so kan sê, dat die duiwel het vir Eva gesê, is dit ook so dat God gesê het? Wat het heel eers gebeur? Hy het gesê, julle sal nie sterf nie. Nou, hier is 'n baie interessante ding. Dat jy hoor dit vandag, dat mense sê, die Here sal my nie help te stuur, omdat ek hierdie ding en daai ding en daai ding doen nie. Dis onheil. Dis absolute onheil. Dit meen, julle sal nie sterf nie, man, God is genadig, moenie bekommerd wees nie. En dis nie verkeerd nie, en dis nie verkeerd nie, wag, dis nie so erg nie. Die Here self het wyn gedrink, en die Here self het dit gedoen, en die Here self het dit gedoen, en Dawid het dit gedoen, en daai een het dit gedoen. Julle sal nie sterf nie, moenie bekommerd wees nie, want die hele son is onder die bloed, ensovoorts. Dis onheil.
En net met die wapenrusting aan, as jy dit reg verstaan, kan jy weerstand bied in die dag van onheil. Wat sê die woord? Hy sê hierdie woorde in die dag van onheil. Nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Dit meen, as julle weerstand gebied het teen die liste van die vyand, as julle weerstand gebied het teen die dag van onheil, as jy daai twee dinge, nadat jy alles volbring het, wat Paulus in Efesiërs geskrywe het, staande te kan bly. En ek wil nou vir jou sê, as jy die boek Efesiërs vat, en jy lees hom oor en oor en oor deur, sal jy sien waarom ek sê, die boek Efesiërs is geskrywe rondom die wapenrusting. Waar dit begin, dat wie die saligheid deelagtig geword het, die Israeliete en die heidene. Halleluja. Dis vir my wonderlik om dit in die begin te begin. En dan sê hy sê, maar God weet dat as julle eet, dit meen, ondersoek alle dinge, behou die goeie. Want God weet, julle sal nie sterwe nie, God weet, julle sal nie maar julle sal soos God wees as julle eet. En dis nie vandag interessant en dit begin al klaar deurgaan in die kerkwêreld vandag, dat ons is gode. Ek het nou die aand met 'n prediker gepraat, die sê dis ding wat deurgaan. Dat ons as kinders van die Here is 'n God. Dit wat die duiwel vir Eva gesê het, sê hy presies vandag vir die mens, vir die kerkwêreld. Halleluja. Dan natuurlik, julle oë sal oopgaan. Is dit nie interessant nie? Jou oë sal oopgaan. Tot wat? Tot die kennis van goed en kwaad. En is dit nie wat die Here gesê het, dat die kennis sal vermeerder in die laaste dae nie? Nou, hoe gaan jou kennis vermeerder as jou oë nie oopgaan nie? En dis interessant, die mense se oë gaan nou vandag op, dan praat hulle van 'n vernuwing. Ja, ons sien die skrif so en so en so, en al die tegnologie en al hierdie goede, bewys net dat niemand sal verlore gaan nie, want so lief het God die wêreld gehad, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En natuurlik die grootste leuen, glo en laat jou doop, jy sal gered word. Halleluja. En die mense glo dat hulle het oop gegaan daarvoor. Halleluja. Want die bloed moet uitgeskakel word. Maar kom ons gaan dit verder. Julle sal so God wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. En hier is die ding wat ek wil lees. Hy sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos ander heidene ook wandel in die dwaasheid van hulle gemoed. Mense wat verduister is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan ongebondenheid en in hebsug allerhande onreinheid bedryf. Nou hebsug is seker een van die vreeslikste goed wat daar kan wees. Want hebsug is inhaligheid en gierigheid. Halleluja. Is dit nie interessant nie? En ek wil vir jou vertel, dat die meeste predikers op die platforms vandag is almal inhalig en gierig. Halleluja. Dis die onheil. Dis die onheil. Halleluja. En daarom het jy die wapenrusting nodig. En jy moet hom reg verstaan. Hy sê, alle onreinheid bedryf, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Christus. Wat is die waarheid in Christus? Halleluja. Wat is die eerste deel van die wapenrusting? Julle lendene omgord met die waarheid. Laat ons
in Christus onderrig word, soos wat die waarheid in Christus is, en net die Heilige Gees kan dit doen, en die deel van die wapenrusting wat die Heilige Gees gebruik, is die swaard van die Gees, die woord van God, en hy leer en lei ons in die hele waarheid. So wanneer die dag van onheil aankom, dan kan die Heilige Gees ons in Christus, waarin die waarheid is, hy kan ons leer en lei in daardie waarheid, in die hele waarheid, sodat ons in die dag van onheil kan weerstand bied, en nadat ons alles volbring het, staande te kan bly. Halleluja. 2 vermaanings. Eerste die liste van die vyand. Tweede ene, die dag van onheil. Halleluja. En ons moet hierdie dinge reg verstaan. En dis waarvoor die Here ons goed toegerus het, sodat ons goeie werke en nie hierdie werke doen waarvan die woord van die Here praat nie. Halleluja. Prys die Here. Vader, ons om baie dankie sê vir die woord wat onfeilbaar is. Baie dankie, Here Jesus, dat U die gesalfde woord is. Dankie, o Gees van God, dat U elkeen leer en lei in die hele waarheid. Baie dankie dat ons vra dat U almal toemaak onder die bloed, en ons vra dat U elkeen ryklik sal seën, en laat die woord van die God lewendig word in elke binneste. Vra dit in Jesus naam en ons prys U daarvoor. Amen en amen.